Here het gesê, wat ons U ophef, dan rig U ons op, Here. En Here, wanneer ons vanoggend U so opgerig het, Here, want in elkeen wat in 'n donker plek staan, Here, dat U vir my lig sal bring, Here. Dit terwyl ons U geloof het vir ons vra dat U mense se hart sien en vreugde sal verander. Here, terwyl ons U vir ons geloof en prys en sê, be exalted because You are worthy of it all. Here, sê ons vandag dat U is waardig om vooruit te loop. U is ons anker, U is ons alles, Here. Maar Here, meer is dat U bly ons God. Maar sê die wêreld vandag verloor die Here, sê ons, ek sal nie my God verloor nie. Because He's worthy. He's worthy and we would exalt His holy name. Ons eer die vandag daarvoor, Here. Dankie, Here. Ek was eens op die kans, ons is stil wat voor die Here. So daar met die woord, ons gaan net daarby staan, dankie stil voor die Here. Laat toe die Heilige Gees jou bedien vanoggend. Laat toe die Heilige Gees jou hart beweeg, dat toe, dat God jou aanraak daar waar jy is. Daar die tyd wat jy beleef, dat God genesing sal bring. Daar die eensaamheid wat jy voel, dat die Here vandag daar vir jou ontmoet in jou hart, in jou wese. Ons begin sing, ons is die tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in ons en bedien ons van binne af. Die Here vra vandag dat U Gees net deur hierdie gemeente beweeg, en elke sal aanraak, Here. Here, terwyl ons saam is, Here, dat die Gees net weer eens die vlam van God weer wakker sal maak in mense. Here, die Gees van God, Here, opgewondenheid in ons harte sal plaas vir die woord, Here, vir die werk, Here, vir die koninkryk, vir die Gees, Here, dat ons 'n honger en 'n dorst daarna sal hê. Here, ons dankie vanoggend dat die mense aanraak. Ons dankie, Here, dat U nou in hierdie oomblik, Here, ons het soveel mense gebid, Here, en ons bid ons steeds vir ons vandag in die gemeente, raak mense aan, Here. Daar wil hulle staan, daar wil hulle sit. Here, sit net af, Here. Bedien hulle, raak hulle aan. Dankie, Jesus. For I'm the Lord your God, that healeth thee. Ek is die God wat jou genees. Ek is die God, die antwoord op jou gebed. Ek is die God wat nie net daar is vir jou nie, maar ek is ook die God wat verandering bring. Dat God se naam geheer sal word, Here. Dankie, Here, dat ons vanoggend dit in ons hart kan vashou. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. As jy vir ons gebed nodig het, vra net al die staan, steek jy hand op, mag ons gaan bid. As jy vir ons gebed nodig het, sê Here, ken jou omstandighede, hy is daar in jou hart. Hy is besig om jou te bedien net waar hy is. Dankie, Here. Vader, jy sien die hande wat gesteek is, Here. Jy ken elke behoefte, jy ken elke seer, jy ken elke siekte, Here, jy ken elke depressie, jy ken elke omstandigheid in die oomblik. En ek vra, Here, dat U nou in Jesus naam daardie omstandighede, daardie mense sal aanraak, want in die naam van Jesus sal elke knie gebuig, elke tong bely dat hy is God. Maar Here, ons bid nou vir siekte, vir depressie, vir wat ook al in hulle lewens is, Here. Wat ook al daar staan, Here, sê nou in die naam van Jesus, jy is onderdanig aan Jesus. En wanneer die stem van Jesus spreek, dan sê hy, storm weer stil, en die storm het geluister. Maar vandag spreek ons Jesus oor die elkeenheid. Ons hand opgesteek, Jesus. Dankie, Here Jesus.
Dit is ons om God eerste lief en alles vir ons. Met ons krag en ons verstand. En maar ons nie lief het, Here, kan ons mekaar lief hê. Daarvoor Here is dit vandag, Here. Vader, ons eer U en ons loof en ons prys. Dankie, Here, dat U ons kom bedien het. Dankie dat die woord ook waardig en kragtig en kosbaar sal wees vandag en lewendgewend. En ek vra Here dat U hierdie atmosfeer waar ons nou staan, waar ons fokus is op Jesus, waar ons oog gefestig is op hom. Here, dat waar ons as sin en hy woord begin, ons oog gefestig bly op hom. En hy is die enigste een wat waardig is. En Here, wanneer ons die woord oopmaak van vandag, dat hierdie woord vrug sal dra. Dat hierdie woord lewendig sal wees, in elke hart aan te raak, lewens te verander. Maar meer is dit, Here, vra dat hierdie woord 'n vlam in ons hart sal steek, dat waar ons hier uit beweeg, ons die wêreld aan buite aan die kant sal steek. En ons dank U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Amen, amen, amen. Baie dankie. Musikante, voorsangers. Ek dink ons op die effectieve power hour een Sondag hou. Wat dink julle? Weet jy nou luister. En dit was nog power hour hou wat ons werklik net vir 'n uur lank in die oggenddiens kom en sê, Here, we gaan dit erop. Amen. Dis wonderbaar. Die woord van die Here sê, wanneer ons by mekaar kom, het elkeen van ons iets om na die tafel te bring. Elkeen van ons iets om te deel. Elkeen van ons het iets wat die Here gedoen het. En een van die Bybelverse hierdie week in hierdie Bybel-app was geweet, ons het 'n wolk van getuienis op ons. En ek dink ons moet daarmee begin vandag om te sê, kom ons gee geleentheid vir getuienisse dat die Here, wat het God vir jou gedoen hierdie week? So ek moet vra, is daar enigiemand wat vra wil getuig? Isak. Ja, laas jaar hierdie tyd het ek gedraf toe ek 'n besering gekry het. Dat ek 'n rukkie uit was en hierdie jaar hierdie tyd maak ek reg vir ons baie tot so. Ja, ons bly hier het ek gewees en ja, dis net om net te getuig van net so ietsie kleins net sy gewees en ja, so voorsiening. Amen. Ja, amen. En nou het nog lekker, het gaan goed aan. By die laas nou ek sê weer was geweest is, maar nou laas nie gehad. Wat we ja verstandig die parkraan, ja. Kyk, hy het nog altyd so ons baie dank, maar nog iemand vergat is 'n deel die Here gedoen het. So let. As jy hoor van 'n dogtertjie wat hart baie gee, dis haar dogter. Ek doen glad nie graag nie. Die voor die mense praat maar ja, God was regtig goed vir my. Ons het 'n nuwe besigheid of 'n bestaande besigheid oorgeneem en ons was regtig vertrou vir getalle vir kindertjies om in te kom. En ek het so gebid vir die spesifieke getal wat ek nodig het. En ek het getel Sondag dat die klas net Maandag begin en ek was nog so 10 maandjies kort. En Maandag het ek getel, dus ons presies op dit wat ek gevra het. En toe ek gisterand weer tel, toe is ons meer as genoeg. So ek net weer om te sien, God voorsien. Amen. Amen. Ek sê die hele tyd en dink, ja, ek staan altyd voor sodat ek niks sê nie. Maar die Here sê vir my, sorry. Hier is nie my eie getuienis nie, is in ons familie. My tante is al in die 80 en as gevolg van finansiële omstandighede het sy wel 'n klein seun gebly in 'n klein kamertjie. Sy het in die sitkamer geslaap en die kinders is in die kamer, so dit is so 'n bietjie van 'n beknopte storie. Toe sou hulle trek en dit is weg van die selfs uit Lynsaal daarna. So dit was toe nou al baie tragedies en my ma is 'n gebedswarrior en sy bid, ag Here, gee net vir my sussie 'n kamer waar sy kan bly en daar self kan wees, haar eie kamer kan hê. En sy bly bid. In die tussentyd droom my tannie se dogter, my niggie, dat my ouma wat al reeds oorlede is, kom staan voor haar met 'n handsakkie. En 3 dae later, toe sien sy weer my ouma in 'n droom, maar my ouma sê nee, sy kom nou by haar bly en sy gaan les op haar bed. En sy bel haar vriendin en sê, sy weet nie
hierdie droom klaar nou, en haar vriendin sê, was dit nie tyd dat jy bietjie na jou ma opsien? En sy bel net daar, bel sy iemand wat sy ken, wat 'n woonstel in hulle erf het, en sy gaan na haar ma, en toe is die woonstel 'n ten volle gemeubileerde woonstel, dis 'n blok van die see af, en my niggie het klaar die huur betaal, en sy het vir haar groceries, kruideniersware gekoop, en my tannie bel my ma, en sy sê, weet jy wat, jy het gebid vir 'n kamer, en die Here het vir my ver bo gegee, as waarvoor jy gebid het, hy het vir my baie meer gegee, so ek wil aansluit by Solet wat sê, die Here voorsien ver bo wat ons dink of bid. Ek wil nog graag wil deel. Nou sê. Dis so gaan ek preek. Ek sê ook altyd vir myself, bly jy nou maar eerder stil wat jy praat altyd, maar strydig en praat wel ek ook. Laas jaar was ek gedwing om te kies tussen familie en Here, en daar is eintlik 'n keuse nie, want ek kan nie sonder Here nie. So, hierdie week was dit so op my hart. Ek het verloor, ek het dinge verloor, maar ek sien net hierdie hele week, elke dag wat ek ry, want ek ry die pas elke dag, dan sien ek net hoe amazing die Here is. Hoe hy ons beskerm het, ons soveel kere waarvan ek kan vertel, hoe hy gesorg het, soveel dinge wat in ons lewe al gebeur het, soveel voorsiening wat ek sien van laas jaar na hierdie jaar. En vanoggend sien ek net weer hoe amazing dit is. Ek moes 'n keuse gemaak het, soos wat Abraham 'n keuse moes maak met sy seun, en ek glo vas dat die Here gaan deurkom, hy het 'n plan. Maar in die tussentyd is hy anyway so goed. Ja, dit is my net amazing. Ja. Dis die daai tyd het so aan die gang staan van een deure toe gaan, die ander deure wag om oop te gaan. As jy dan met 'n dans terwyl jy daar in die gang staan, terwyl jy wag, met mense, dis waar God nog steeds ons moet. Amen. Sal nog genoeg vrae kry. Ek beloof ek sal preek, right. Okay. Do you understand Afrikaans? Sorry. Do you understand Afrikaans? Is dit reg? Okay, baie. Ek was so vinnig net volgens 'n kort gedagte met julle deel wat met 'n paar gesprekke in die week met mense gehad het, en ek glo dit het te doen met die toekoms van die kerk en die wêreld. En die vraag word gevra, gaan daar 'n toekomstige kerk wees? Wanneer ons kyk na 'n paar jaar van nou, want soveel dinge word vervang met AI. Soveel ander dinge word vervang met online. Ander dinge word vervang met artificial, al hierdie dinge. En Trey het so mooi gesê, of iemand het gesê van die artificial, iemand gesê van, ja, jy het gesê van die artificial, gaan sê, van asseblief vervang die was goed op die ander goeders kan doen, weet. En al die dinge gebeur, en dan vra mense die vraag af, hoe jy gaan die kerk se rol ook so baie verander? Gaan ons miskien oor 10 jaar van nou af nie meer kerkgeboue hê nie, maar oor as klein selfgroepies hê, of net almal agter TV sit en kyk. En terwyl ek met hierdie vraag sit, en hierdie vraag praat ek nie vandag van die volle evangelie kerk, ek praat van jou as kerk, as jou as mense kerk. En waar jy gaan wees oor 10 jaar, bepaal wat se besluit jy vandag neem oor die toekoms van die kerk, die liggaam van Christus. Met lockdown was die kerk geforseer om, ek het hier voorgestaan met my tas, met 'n kameraatjie hier so, en ek probeer kyk of ek julle kan sien, my prentjie sit, daar sit daai persoon, daar sit daai persoon, maar al wat die was net ek, alleen. En dit is 'n aaklige gevoel, om op 'n plek te kom waar jy sê, maar weet jy, dis die kerk. This is not church. To be alone. En die is dan baie predik oor se 4. En terwyl die lockdown deurgaan, het die kerk gehonger en gedors om saam te kom, en van die kerk het verskillende verkeerde redes om hulle saamkom. Hulle wil net weer by mekaar kom, dat is bang vir hulle geld, maar ons het besef ook dat ons is besig om iets te verloor, wat verlore gaan, en tot vandag besukkel die wêreld om te herstel. Hoeveel jaar is dit al? 4-5 jaar later? Die wêreld sukkel om te herstel. Daar's 'n toename in depressie, daar's 'n toename in selfmoord. In Januarie is daar in die wêreld al reeds 80,000 mense selfmoord gepleeg.
En wanneer ons prediker, julle gaan sien, prediker is nogal 'n gewigtige mannetjie hierdie, hy het baie gepraat oor die wêreld. In Prediker 3 praat hy van as tyd geboorte word, tyd dood te gaan, al die dinge. In Prediker 4 begin hy die ellende van die lewe. En hoekom hy hierso begin, praat hy van, en hy gee vir ons 'n oplossing. Wat gebeur as die wêreld vol ellende raak? Wat is nodig? Dus ons kan vandag miskien sê, weet jy wat, ek kry genoeg uit 'n preek op die TV. Ek kry genoeg die celebration, daar is nie vals mense nie. Jy weet wat TV-predikante is gemaak? Nee. Prediker 4, lees van vers 9 af. 2 is beter as 1. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. 2 is beter as 1. God het nêrens bedoel dat ons 1 op plek moet wees. Hy gaan verder, want as hulle val, kan die een sy maat optel. Nou as jy oud word, as jy val, is dit nog moeiliker om op te getel te word, dis nie so nie. Want baie keer in die oude huis, wat lekker is in die oude huis is, die mense groet mekaar elke dag en een oggend groet hulle mekaar en besef ek kan nie Sannie hê, want weet al, is nie vandag hier nie, waar is hy? En dan kom na deur kry het sy leef die grond alleen. Daar was niemand om haar op te tel. En dis die hartseer van die tyd van ons lewe, dat baie mense begin in 'n wêreld van eensaamheid leef en hulle het niemand om by hulle te staan nie. Wanneer ek mense met depressie bedien, wanneer ek hulle deel een vraag wat hulle almal dieselfde antwoord het, wat ek hulle almal vra is jy alleen? En almal se antwoord was ja. Hoekom? Want eerste plek, die kerk kyk neer op depressie. Die wêreldse kerk. Die kerk, ander mense, luister baie graag en dan gee hulle vir die raad van moenie waar in die môre sal beter wees, son weer skyn. En dink jy dat die son skyn? Nee. Dit voel nie vir hulle dat die son skyn. So verder hy sê, maar weer een val sonder die wat daar tweede is om op te tel. Verder as twee by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan die een alleenig warm word? Wie weet al die winter alleen in 'n bed geklim sonder warm kombers? En dat jy nog nie winters raak, en dat die somer raak, jy het hulle gevoel koud as die somers raak in die winter. Hy is so ijskoud. En as jy so in my lees, en dan word hy so lekker warm, dan voel jy lyf so 'n bietjie steen, dan moet jy draai. En as jy draai, wat gebeur dan? As daar koue kom, net nie langs jou. Daar's 'n rede hoekom die kerk by mekaar is. Daar's 'n rede. Daar's 'n rede hoekom ons Sondag na Sondag by mekaar kom. Ek het vir 'n tyd lank in my lewe verkeerdelik kerk toe gekom. Ek het kerk toe gekom omdat dit 'n gewoonte was. Ek het kerk toe gekom omdat my ouers my dit geleer het. Ek het kerk toe gekom later omdat ek 'n pastoor geword het. Dis hoe ek kerk toe gekom het. Want ek het 'n plig gehad. Ek het 'n geskiedenis gehad. Ek het 'n familie gehad met my opgegroei. En baie keer kry selfs mense sê, "Moenie pastoor, ek moet my kind kom inseën by die kerk." Hulle kom in die kerk en dan verdwyn hulle weer. Ons doen baie keer dinge om kerk toe kom oor 'n situasie in ons lewe. En 'n vriend van my vra my eendag, "Andrei, hoekom dood jy?" Ek sê, "Die Bybel sê dit en my maat het dit geleer, my kerk het my dit geleer." Sê, "Maar hoekom dood jy?" En ek vind toe uit dat my geloof is gebou op gewoonte wat ek eendag gehoor het, maar nie geloof wat vasgelê was in die woord van die Here nie. Die heel eerste rede hoekom ons by mekaar kom, kan ek iemand vra, kan ek nie verjaarsdag maak nie, kan jy goed staan? Sorry, sê jy sê ek mag nie enigiets doen vandag nie. Nou julle weet die pastoor is ek's niemand nie. Ek het nou Dinsdag daar nou. Okay. Die woord van die Here sê as een sê die woord van die Here as een of twee by mekaar of twee of drie. Wat sê die Bybel? As een of twee by mekaar kom sê as twee of drie meer by mekaar. Twee of meer by mekaar kom, dan is God in hulle midde. So wat gebeur as ek alleen staan? Is God dan nie by my nie? Hy is binne my. Maar dan gebeur iets besonders wanneer kinders van die Here by mekaar kom. Kyk op my. Hy sê hy kom staan tussen ons. En wanneer hy tussen ons staan, word daar 'n brug tussen my en 'n ander persoon gebou. En wanneer daar 'n brug tussen my en 'n ander persoon gebou word, wat die wonderlike deel is, God
bedien met sy gees tussen mense. Ek het maar gesê. So wanneer ons alleen is, verloor ons dit. Ons verloor dat God tussen my en 'n ander persoon kan staan. Maar wanneer julle so bymekaar is, ek wens julle kan sien in die gees hoeveel brug God vandag bou hierso. Want hy's in ons middag besig om te bedien. Maar wanneer ek alleen is en ek het dit ervaar in die lockdown, wanneer jy voorstap, dan voel dit vir my ek preek, maar daar's niks. God is hier in my, maar hy is nie tussen my en hulle. En my gebed was, Here, hier staan jy self met hier voor die preekstoel. Sê, Here, asseblief, kom tussen my en hulle. Daar iets gebeur, maar daar's net iets anders van die kinders van die Here by mekaar. So wanneer jy ooit hierdie versie weer hoor, daar waar 2 of 3 by mekaar is, so wanneer jy in die selgroepe is, die klein groep, wat gebeur? Jy word 2 of 3 of meer. Wanneer jy by die jeug is, wat gebeur? Jy word 2 of 3 of meer. Wanneer ons by die uitreikings is, of fondsversamelings hier buite is, dan is daar 2 of 3 of meer by mekaar. En dan kan God begin werk tussen die mense. En dis wat sy bediening is. Dis wat hy sê, die gawes van die Heilige Gees is nergens gegee vir jou te hou nie. Jy weet, as jy gedoop is met die Heilige Gees, kan jy nie in die straat loop en sê, Here, gebruik my, as niemand om jou nie. Die Heilige Gees kan jy nie gebruik. Die Heilige Gees is nodig, dat jy na iemand toe moet stap. En wanneer jy na iemand toe stap, en jy hoor dat die botter in hulle huis nie, dan koop jy vir hulle botter. Ja, ek weet hulle in die winkel om mense sê, ja, ons botter kry, dis botter. Maar weet jy wat, dis wat God wil hê. Kom by die mense uit. Wat lees aan in vers 19 sê vir ons baie duidelik, gaan dan heen. So ons moet 'n stap neem na mense toe. So as ons as kerk by mekaar kom hier, moet ons alreeds weet dat dit wat hier voor gebeur, God staan tussen ons hier ook. Want ek preek staan God tussen elkeen van ons. En is besig om in jou hart te werk. Dis hoekom ons 2 of 3 of meer moet wees. Die jeug altyd baie keer is dat min kinders en in die ou dae, is nie nou meer vandag se jeug. Dan is 0 seks gaan drink. As dit nou min is hulle 20 of 30, ek gaan nie 20 of 30 nog 6 kry nie. Maar weet jy wat? Daar waar 2 of 3 of meer is, staan God tussen hulle. En dis waarvoor die kerk nodig het om met mekaar te kom. Dis waarvoor kinders van die Here nodig het. En dis hoekom ons hierdie hartklop vir Koinonia het, dat ons nie net by die kerk as 'n individu staan of as my gesin alleen nie, maar dat ons begin brug tussen mekaar en by mekaar uitkom mekaar se behoeftes te dek. Ek gister die lekkerste huisbesoek gehad. Ek kom daar so en hulle waarsku my, hierdie hond, jy baie gesig te wees. Hy byt, hy blaaf en hy gaan. Ek stap by die hond, glimlag vir my. Later kom sit hy sê, sy kop op my been en hy vryf al sy hare af. Ek sê kom wit hare hierso. Die lekkerste, ek vryf die hond, mense kyk my so aan. Wat gaan die hond aan? Die volgende oggend kom 'n 3-been kat aangehop daarso en sy is hier op my en ek sê kan jy 'n kat opspring? Sy sê nee, kat spring op iemand se skoot. Die volgende oomblik raai wat? Kat is op my skoot. En ons gesels dan terwyl ons gesels bedien God tussen ons. Hulle bedien my, ek bedien hulle. Dis wat ons nodig het om 2, 3, 4, 5 meer by mekaar te wees. Vrygaand in die jeug, en dis ook wat wonderlik, die jeug hierdie speletjie voor en hulle gee my die vraag, en pastoor moet altyd die laaste vraag vra. 'n Vraag van, waar kan jy verskil maak in jou lewe? En dis 'n vraag wat ons moet vra as kerk, waar kan ek as enkeling beweeg wat saam met ander mense is, om dat die Gees van God kan beweeg tussen ons. Dis nodig dat ons as kinders van die Here by mekaar kom. Wie van julle was kleiner weg van die kerk en ek so lus om net weer in die kerk te wees? Wie van julle dag? Of julle? Sê ja, dit is lekker geweest. Ons het vakansie gehou by die see, maar ek kan nie wag om net weer tussen my mense te wees. Dis van die Gees van die Here ons bedien. Tweede ding wat baie belangrik is, wanneer ons by mekaar kom is, as ons wys vir God, hy is belangrik vir ons. Ons wys vir die Here, hy is belangrik. Want wanneer ons tyd uitkoop op 'n Sondag, ek wens julle kan weet hoe ander godsdienste hulle tyd uitkoop vir hulle God.
As jy tyd uitkoop om saam met ander mense te wees, sê jy vir God, God is vir u belangrik, sy mense is vir ons belangrik. Ons het al gesê my liefie, ek het die lief vir Here, met alles in my, met my krag en my verstand. En dis die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê, die hele verstand, al die dinge. Hy sê, maar gelyk in hierdie gebod sê hy, jy moet jou, as jy nie 'n naaste het waarby jy met mekaar kom nie, hoe gaan jy naaste lief hê? Ons moet leer om mekaar ook lief te hê. Ons verskil van ons mense wat kyk mekaar so skeef en sê, ek like jou nie. Dan raai wat die gees van die Here staan tussen ons. En partykeer stuur die Here jou na daai ou wat jy nie like nie, om hom te bemoedig, of haar te bemoedig. En God is besig met hom nou haar. 'n Pastoor wat tydjie terug oorlede is, hy het sy seun in vuur geslaan en toe word al vasgevang in die vuur en hy sy seun is doodgebrand. Maar hy het hierdie woorde gehad, hy sê, the gathering place is the training place for the marketplace. As ons nie hier, binne die kerk, binne die heiliges samekoms, binne die kinders van die Here saam, kan leer om met mekaar te deel nie, hoe gaan ons daar buite te doen? Hoe gaan ons, as ons nie is hier vir mekaar, wat ons elke Sondag sien, kan wys ons is lief vir mekaar? Na buite beweeg en buitekant kan wys, ons is lief vir mekaar. As ons die Heilige Gees ontvang, waar anders gaan jy geoefen raak oor die gawes as hierso? Dit is van iemand op en sê, die Here sê dit, luister sê, dit klink nie reg. Na die tyd praat ek van hom, en is bly hom in die waarheid. So dat, volgende keer staan hy op sê, weet jy wat die Here sê, dit, en hy staan in die waarheid. Hoekom? Hy het geleer, met dit die liggaam van Christus. As jy ooit in jou lewe voel, jy staan alleen, en dinge raak te veel, wie gaan jy bel, sodat jy 2 of 3 kan wees? Dit mooi. Wanneer jy in 'n posisie sit waar jy sê, Here, ek voel alleen, jy sit in die binnekamer, en alles is so donker om jou, dan sê God, ons moet uitreik na mekaar toe. En jy moet iemand kry waarby jy kan gaan sit, sodat jy nie een is, maar dat jy 2 of 3 of meer kan wees. Want wanneer jy na die kring gaan sit, jy gaan altyd om die donkerte lig soos 'n laken op, die dag om lig in. God has called the church for a time like this. Dis baie mooi. Want as jy al die ellende lees voor daai gedeelte, van wat alles gebeur, dan sê die konklusie wat Prediker het, 2 is beter as 1. Dis beter dat jy iemand het waar jy saam kan staan, en saam groei. That is why we are church. Dis hoe kerk is. Ons is nie kerk vir praise and worship of preke nie. Ons is kerk om soms skouers te skuur met mense wat God nodig het. Maar ek snap wie jy is. Want ons stap elkeen hier in. Ek sluit af daarmee. En ek het een keer al gepreek met 'n klip en met 'n onthou. 'n klip en 'n blommetjie. Die klip gaan oor ek is swaarmoedig. En ek kan deel miskien met daai klip, ek kan iemand gooi met die klip. En ek seermaak. Maar die ander hand het 'n blommetjie van dankbaarheid. Maar ek weet dat hy 'n blommetjie van iemand gee en hulle bedien. En God wil hê dat ons in so 'n posisie is, dat ons net mekaar bedien. Ons het 4 woorde: behoort, beleef, en behoort is een van die grootste menslike begeertes. Bestaansbegeertes is om te behoort aan 'n groep, aan mense wat omgee, aan iemand wat jy kan bel, aan iemand wat jy kan sê, "Hoe bid saam met my," aan iemand wat jy kan sê, "Weet jy wat, ek het nou raad nodig." En jy telefoon op dan sê, "Ek het nou met my gepraat." Net 'n koffie te drink. Jy hoef nie eens raad te gee nie om die een te verander na 2. Dit maak klaar die verskil. Dit maak klaar die verskil. En om te bedien, dis die volgende ding, as jy is hoorder in plek, dan word jy bedien.
En dan beleef jy hoe God dinge doen in jou lewe en deur jou lewe. En dan kan jy uitbeweeg. Een persoon, en jy gaan soek 'n tweede persoon na buite. En jy word God, bring God tussen julle en binne. Dan word ons werklik kerk. Dis wat ons kerk word. Dis wat ons daar eindig. Met dit ons seker is. Kom sluit die oë. Here, die woord sê vandag ons 2 is beter as 1. Here, ons weet dat in die tyd van ons lewe dat eensaamheid en depressie en al die dinge om ons al hoe meer en meer word. Maar Here, U roep U liggaam om daar te wees vir mekaar. U roep U liggaam om deur die Heilige Gees gawes te bedien die een vir die ander. U roep U liggaam om nie net hier te wees binne die kerk en die gebou nie, maar ons ook buite hierdie gebou. Daar sal wees dat wanneer ons 2 of 3 is, dat U tussen ons kan opstaan. En Here, kan bedien, kan opbou. Dis die gebed vanoggend, Here, dat U dit sal vasmaak in ons harte. Here, ons het weer eens besef, ek kan nie alleen nie. Ja, ons het God aan ons kant, hy is in ons. Maar ons het nodig dat ander mense ook al wees, dat U in ons midde kan staan en ons kan bedien. Here, waar ons ook al bedien, Here, waar ons ook al betrokke raak. En vra Here, hierdie geestelike liggaam van mense die saam is, op so 'n plek sal bring dat ons koinonia sal beleef. Dat mense sal sê, was dit nie vir hierdie kerk nie, was ek nie meer hier nie. Was dit nie vir die bediening wat mense gedoen het in hierdie gemeente nie, tussen hierdie mense nie, dan sou Allah kan moet opgegee. Dis my gebed, Here, dat ons weer U hoop, U liefde, U guns, U rustigheid, Here, U vrede vir mense kan vat. En dat hulle wanneer hulle val, Here, ons sal nie sal oordeel nie. Dan sê hulle ons hand sal uitstrek en dan sal op. Wanneer hulle koud is, Here, wanneer hulle koud geword in die gees, dat ons jou naby sal kom en hulle warm sal maak. En Here, dis my gebed, dat ons daai tweede persoon sal word, wat mense in hulle lewe nodig het. En ons dank U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ek het 'n kort gedagtetjie verdeel, ek het vergeet het. Wie van julle hou van orkesmusiek? Hierdie simfoniese orkes. Ja, veral die ligte, baie mense hou van die ligte. En dis nogal interessant as jy bywoon, om al hierdie snaarinstrumente, daai viole gaan so lyk op zie, as jy nou eens gaan, het jy al gesien, die ouens met dromme. So allemaal mooi gaan lyk. En op 'n tyd leer ons van 'n tweede viool. Wie was 'n tweede viool? Dis 'n viool wat nie die melodie speel nie. Hy maak so langs snaakslyn. Maar die hele al gehoor is dat tweede viool stil bly, hoe hard en koud musiek is. Julle moet gaan mooi luister. Maar as hulle inkom, dis asof hulle warmte inbring. En vandag is jy, miskien voel jy soos 'n tweede viool, wat nie waardig is om die melodies te speel nie. Maar in iemand anders se lewe kan jy 'n tweede viool word wat harmonie, warmte inbring. Okay, amen. Daar voorsangers en jy skant na voor kom, so ek afsluit met 'n lied, maar hierdie gedeelte gaan ons hoor. Die Here eer deur ons offergawes en tiendes. Ek wil gou iets deel, ek het saam met Nita en Ingrid gepraat oor die kinderkerk op 'n tyd. En hulle het 'n kompetisie gehad in die kinderkerk oor wat se groepie gee die meeste geld. En terwyl ons daar praat, besef ek en ek weet dit is so verkeerd om 'n kompetisie te hê van wie gee die meeste geld. Is dit waar dit werklik vir God gaan? Van ons gee? Nee. God het sê hy gee met 'n blymoedige gewe gee. Toe Jesus daar in die tempel staan en hierdie ouens 'n groot sak geld gekom en neergesit het, en 'n ander vrou kom en sê sy daar laaste bietjie neer. Toe vra die Here vir die ouens, wie het die meeste geld gegee? En ons mense kyk na baie. En raai wat sê God? Die vrou. So wanneer jy vir God gee en ons praat in die kinderkerk, ek dink kompetisies gaan oor ander goede op bywoon en al wat dankbaarheid. En ons gaan eendag gaan ons 'n dankoffer opneem. Julle weet ons dankoffer. Dan gaan jy vir die Here sê dankie vir iets. En dis die offer wat jy gaan gooi. Maar gaan nie net oor geld. Ja, die kerk het geld nodig. Ek wil vandag hê dat wanneer jy gee vir die Here